Goeiedag en baie welkom. Ons almal verlang na koneksie, om te behoort, om iets vir iemand te beteken. As jy daaraan dink, daar's liedjies geskryf oor hierdie diep verlange na koneksie. En dit gaan veel verder as net romantiese liefde. Ons wil gesien word in verhoudings en gemeenskappe. Ons wil omgee ervaar. Ons wil saak maak. Ek wonder, waar is jy vandag in jou soeke na betekenisvolle koneksie? Wie is die mense met wie jy op reis is om hierdie koneksie te vind en uit te leef? In die eerste kerk, toe gelowiges begin het om Jesus te erken as die opgestane seun van God, het hulle mekaar ook begin sien. En hulle het gereeld by mekaar gekom. Hulle het tyd saam spandeer en hulle het hulle lewens gedeel. En sodoende het hulle die gemeenskap van Jesus begin verwesenlik. Hulle het 'n plek geskep waar hulle en ander kon behoort. Hoekom? Miskien omdat hulle verstaan het dat hulle 'n rol in mekaar se lewens behoort te speel as die liggaam van Christus. Hulle het omgegee en mekaar se behoeftes begin raak sien. Hulle was getuies van mekaar se lewens. Lees saam met my uit Handeling 2 uit. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het dit almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hierdie gemeente is eensgesind en deel hulle lewe. Daar's verbondenheid. Die gemeenskap was vir hulle belangrik. En hulle het 'n rol te speel in mekaar se lewens. Dallas Willard praat van die verskillende mensies van jou lewe en een daarvan is die rolle wat ons vervul. Dink vandag, watter rolle het God aan jou gegee om te vervul? En hoe gereeld sê jy ja? Hierdie is dalk die geleenthede, die plekke waar jy geroep is om te gee. Ek is 'n dogter, ek is 'n suster, 'n ma, 'n vrou, 'n vriendin, 'n kollega, 'n leraar, 'n lid van 'n lewensgroep. En sommige van hierdie rolle het ek gekies en sommige het ek nie gekies nie. En elke rol vra verskillende dinge van my. Sommige van hierdie rolle vra meer energie op sekere stadiums, en ander minder. En hulle verander in elke fase van die lewe. Maar elke rol vra tog 'n sekere mate van toewyding en inspanning van my. En hierdie rolle vra nie van my om alles vir almal te probeer wees of 'n superheld te wees wat al die verantwoordelikheid op my eie skouers dra nie. Die rolle vra net van my om te gee en om te doen wat die Here nou van my vra. Dit vra van my om op te daag vir die mense wat die Here in my lewe sit. Want omgee is baie meer as net 'n mooi sentiment. Brené Brown sê, caring is not just an emotion, it's a commitment, an action, a way of being. Omgee vra toewyding aan mekaar. Dit is 'n manier van wees saam met mekaar, teenoor mekaar. En natuurlik vra dit dus ook wysheid. As ons te veel rolle op ons neem, kan ons oorweldig word en nie by alles of almal uitkom nie. Maar as ons die rolle wat ons behoort te vervul, wat die Here ons nooi om te vervul, as ons daai rolle verwaarloos, kan dit ook groot skade doen. Maar as ons verbind tot die rolle wat God vir ons gegee het, en dan vanuit sy krag hierdie rolle vervul, met wysheid, met deernis, met insig, dan kan ons sinvol leef. En ons kan juis hierin diep vreugde beleef. Hierdie rolle vervul, dien nie net vir God en sy wêreld nie, alhoewel dit definitief 'n verskil maak, maar dit gee ook vir ons lewe betekenis. Dit gee vir ons 'n doel, dit herinner ons dat ons roeping in al hierdie plekke, in al hierdie verhoudings, in al hierdie geleenthede kan uitleef. En dis presies wat ons in die kerk in Handelinge sien. Hierdie mense was verbind tot die lewe saam met Jesus.
En dit het beteken dat hulle verbind is tot die lewe saam met mekaar. Hulle het tyd gemaak vir mekaar, hulle het mekaar raak gesien, hulle het gesels, hulle het hulle lewens verweef. Miskien besef jy nou soos wat jy saam met my dink, dat daar verhoudings in jou lewe is wat vir jou diep koneksie en betekenis gee. Hier voel jy gesien, hier voel jy maak saak en hier kan jy ook omgee en van jouself gee. Sê ergens vandag vir God dankie daarvoor. Maar dalk is daar ook 'n rol wat jy vandag meer doelbewus wil vervul. 'n Vriend wat jy lanklaas gesien het, 'n ouer of 'n kind met wie jy weer wil kontak maak. Selfs 'n buurman na wie jy voel jy wil uitreik. In watter verhouding of rol nooi die Here jou opnuut om by op te daag, om teenwoordig te wees? En soos wat jy daaroor reflekteer en dink, vra vir die Heilige Gees verleiding, as jy dink oor wat jy moet doen, of waarop jy moet let in hierdie gemeenskap. Kom ons bid saam. Here, gee ons asseblief die krag en die moed om aan te hou omgee, soos die eerste kerk. Help ons om met ons harte en met ons hande hierdie omgee uit te leef, soos wat U ons nooi en soos wat U ons lei. Laat ons 'n gemeenskap wees wat nie net praat oor liefde nie, maar wat dit lewendig maak. Maak ons vasberade in ons toewyding en oop vir mekaar. En verander ons, transformeer ons na die beeld van Jesus, sodat ons in gemeenskap kan wees wat U liefde beliggaam. Amen.